Hallo almal, is Japie hierso. Ek wil praat oor die 1000-jarige Frederik geboue. Hier is die Royal Exchange in Londen, naby my werk. Ek het dit gewys nou die dag. Dis hoe in die aand lyk, partykeer is dit lui lig aan. Baie mooi gebou. En natuurlik soos ek sê, hy kom uit die 1000-jarige Frederik. Op hierdie gebou hierbo staan, the earth is Yahuwah's and the earth belongs to Yahuwah of Yahushua and the fullness thereof. En dit is baie van pas, want dit is tydens die 1000-jarige Frederik daar gesit. En 'n direkte verwysing na Yahushua wat regeer. Nou wat ek oor gaan praat is hierdie pilare wat ons sien op hierdie geboue. En wat hierdie plante verteenwoordig bo op hierdie pilare. Sien julle hulle daarso? Hulle is wat ek na gaan kyk vandag. Kyk of ons ook kan vergroot. Op hulle almal en meeste van hierdie pilare in hierdie 1000-jarige Frederik gaan jy dit sien. Jy gaan hierdie spesifieke plant sien en ek gaan met julle praat oor watter plant dit is. Watter plant is dit en hoekom is dit daar? En dan die ander ding wat ek na gaan kyk is ook the green man. En ons gaan 'n bietjie kyk, dit is die twee bewyse wat ek gaan gee vandag. Ons begin maar by die groen man. Hulle noem hom die groen man, want het lyk of daar plante uit sy mond uitgroei. Partykeer stel hulle hom voor as 'n gesig tussen die plante. En hier sien jy iets groei uit sy mond, daar groei uit sy mond. Weer eens groei uit sy mond, orals. Ek gaan nou daai lees. Hier is nog prentjies daarvan. Plante wat uit sy mond uitgroei, nou wat kan dit beteken? Ek gaan nou vir julle gou wys. En wie stel dit voor? So dit is orals op hierdie geboue, sien jy dit? En dit het 'n spesifieke betekenis, en dit is om die mense te herinner in die 1000-jarige Frederik aan iets spesifieks wat gebeur het, of moontlik gebeur het. Hier is 'n mooi voorstelling daarvan, vir die plant wat uit die ou se mond groei. Interessant, die ou blou oë het, dis 'n wit ou. Dit onthou, wat ek gaan nou vir julle sê wie dit is. Nou is nog 'n voorstelling daarvan. En nou die laaste ene hierso lyk baie soos die Shroud of Turin, die gesig, en dit herinner my aan die ekstra Bybelse boeke wat sê, Yahushua het net soos Adam gelyk. Hy is 'n splitting image, hulle het heeltemal dieselfde gelyk. Die eerste en tweede Adam het dieselfde gelyk. Kom ons lees gou hierdie. The death of Adam and the tree of mercy. So daai gesig wat ons gesien het is Adam. Hierdie is 'n voorstelling van Adam. Die ou met die blou oë en die wit vel is Adam. And in the end of his life, when he should die, it is said, but of none authority, that he sent Seth, his son, into paradise to fetch the oil of mercy. Jy sien ons Adam het sy seun Seth gestuur na die paradys toe net voor sy dood, want hy is toe nou baie oud en hy is nou op die punt om te sterf. En hy het van die olie van genade gesoek, where he received certain grains of the fruit of the tree of mercy by an angel, maar toe gee die engel vir hom sade van die boom van genade. And when he came again, he found his father Adam yet alive and told him what he had done. And then Adam laughed first and then died. Nou, ek dink hoekom Adam gelag het is, hy het gesoek vir die olie, maar toe kom sy seun daar aan met sade. Dis eintlik wat hy gesoek het nie. En dis hoekom hy seker gelag het, en toe sterf hy. And then he laid the grains of kernels under his father's tongue. Nou ek vermoed, dit is hoekom hy die olie gesoek het, hy wou die olie in sy mond gesit het, vir genade, die olie van genade, dat Jahwe genadig sal wees vir sy sondes, net voor hy sterf, maar toe kom sy seun aan met sade, en dis hoekom hy toe lag, en toe gaan hy dood,
En toe plaas die seun, net soos wat hy met die olie sou doen, toe plaas hy die sade in sy mond. Die sade van genade. Want dis wat sy pa mos nou wat gedoen het met die olie. And he placed the kernels under his father's tongue and buried him in the vale of Hebron, so hy het hom begrawe. And out of his mouth grew 3 trees of the 3 grains, of which trees the cross that our master suffered his passion on was made, by virtue of which he got very mercy, and was brought out of darkness into the very light of heaven. Hierdie staan in the golden legend. So, ons sien dat dit is die storie, hoe die storie lei, dat Adam het gesterf, hy het die olie van genade gesoek, seker maar vir sy sondes net voor hy sterf, en toe kom sy seun aan met sade, en toe lag Adam, en toe plaas die seun in elk geval die sade in sy mond, met sy dood, na sy dood, en hy begrawe hom, en uit sy mond het toe gegroei, 3 bome, 3 plante, en dis die voorstelling wat ons sien op hierdie gebouwe mense, dit is die voorstelling van Adam, en dat uit sy mond die bome van genade gegroei het, waarop Yahushua gesterf het vir ons wetteloosheid. Dit is om die mense in die 1000-jarige vrederyk te herinner aan wat Yahushua gedoen het vir hulle. Dit is hoekom jy hierdie groen man het. Dis hoekom jy dit sien, as hy nou wel geoopgemaak het. Dis hoekom jy dit sien, dis wat gebeur het. Die saad is in sy mond gesit van Adam, deursit, en toe groei hierdie bome daar uit, en Yahushua het eventually toe op een van hierdie bome, van hierdie plante wat uitgegroei het, het hy gehang vir die wêreldse sondes. Amazing, né? En jy sien dit oral op hierdie gebouwe, hierdie voorstelling daarvan. Om die mense te herinner, dit is Adam, en die eerste Adam, en dat Yahushua op daardie boom wat uit sy mond gegroei het, die tweede Adam het daarop gehang. So dit is die eerste bewys wat ek julle wil gee, wat vir ons wys dat hierdie gebouwe kom uit die 1000-jarige vrederyk uit. En dan kom ons kyk, ons het hier eens nou gesien, ek wil nou 'n bietjie lees gou oor die tweede ene bewys. Matteus 7 vers 15 en 16. Beware of false prophets, which comes to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes from thorns or figs from thistles? Nou, ek is seker niemand het hierdie vers nou al regtig 100% verstaan soos wat hulle moet verstaan nie, ek ook nie. En ek het 'n nuwe openbaring al ontvang, ook maar deur 'n ander ou se video oor dit, wat Yahushua eintlik probeer sê het hierso. Nou wat gebeur het is, hierdie 2 plante, thorn en thistles, is wat die vloek was, wat Yahuwah op die aarde geplaas het as gevolg van Adam en Eva se sondes. Nou, die plante is, die thorn is 'n acantha plant, of die acanthus, en die thistle is die Aristophanes, of die tribolos. Tribolos beteken 3 dorings. En die Aristophanes is die ander naam vir hom. Nou dis die 2 plante, ek dink is 2 plante en nie net 1 plant nie. So thorns is 1 plant en die thistles die ander ene. Of miskien is dit 1 plant wat maar 2 goed genoem word. Maar wat Yahushua hier so sê, jy kan nie 'n druiwe pluk van die acanthus nie, en jy kan nie vye pluk van die Aristophanes nie. En die rede daarvoor is, want lyk my, hierdie plante het goed gedra wat lyk soos vrugte. Dit gelyk soos vye, dit gelyk soos druiwe, maar dit was nie. En dis hoekom Yahushua gesê het, hierdie plante lyk soos druiwe, soos 'n druiweplant. Dit lyk soos 'n vyeboom of 'n vyeplant. En ek kan maar seker sê vyeboom, maar dit lyk of hulle vye dra en druiwe dra, maar jy sal hulle aan hulle vrugte ken. Ja, hulle vrugte wys dat hulle is anders. Hulle lyk soos gewone mense, hulle lyk soos skape, maar hoe hulle optree, hoe hulle mense hanteer,
of hulle gebooie onderhou, dit wys of hulle wolwe is of skape. Dis wat Joshua sê. En ek gaan julle nou wys hierdie plante. Hulle lyk baie soos 'n druiwe plant. En het lyk of uit blomme uit daar vye groei. Baie interessant, dit is presies wat ons lees in die Bybel van hierdie plante. En dit is 'n bewys dat Joshua spesifiek verwys na die thorn en die thistle. As ons kyk na hierdie pilare en wat bo op hulle is. En wat op hierdie geboue is. Dis 'n verwysing na die thorns en thistles. Matteus 27 vers 29. And when they had plaited a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of Yehudim. Crown of thorns hier so weer eens, is die acanthus plant, die een wat lyk of hy druiwe dra. En dis G173. Thorn is the curse put on the earth because of Adam and Eve's sins. Hulle noem dele van die acanthus op die geboue by ander name vandag, soos palmette en fleur de lis. Dis ander name wat hulle dit vandag gee op hierdie geboue, maar dit is die acanthus, soos wat die Bybel van praat. Acantha is a thorn in Greek, Genesis 3 vers 18. Thorns also and thistles shall it bring forth to you, and you shall eat the herb of the field. Hierso, toe die vloek kom oor Adam en Eva, toe sê Yahuwah vir hom, jy gaan swaar hê om 'n kos in te bring, en dat daar die aarde gaan nou thorns en thistles voortbring. Hy gaan nou die acanthus en die Aristophanes voortbring. Symbolies het Joshua die vloek wat op Adam en Eva geplaas was, op homself geneem. Die teken daarvan was hierdie doringkroon op sy kop, waar die vloek van Genesis 3 vers 17 en 18 van praat. Hy het dit op hom gedra, hierdie vloek. Deur daardie doringkroon op sy kop het hy die vloek op hom gevat. Die plant op die ou geboue lyk soos die druiwe plant. En dit is maar hoekom hierdie plante op hierdie geboue is 'n voorstelling van hierdie doringkroon wat Joshua op sy kop gedra het. Maar dit gaan nog dieper as dit, mense. Ek gaan nou praat oor die pilaar. Die kolomme, pilare verwys na die regeringskap van Joshua op die aarde. Exodus 13 vers 21. And Yahuwah went before them by the day in a pillar of cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and night. Nou hier sê Yahuwah, maar in die Ou Testament partykeer word Yahushua verwys na as Yahuwah. En soos met Sodom en Gomorra staan daar dat Yahuwah told Yahuwah to rain fire on Sodom en Gomorra. Daar sê dit dat Yahuwah sê vir Yahuwah. Nou, dis ook om Yahushua is maar die regterhand van Yahuwah. Yahushua word ook voorgestel as 'n engel in die Ou Testament. Partykeer noem die Ou Testament hom sy messenger, sy angel. Soos Exodus 23 vers 21. En ons kyk gou hierso. So hierdie Yahuwah wat saam met hulle gegaan het, soos ek nou genoem het, Exodus 23:21 sê Joshua dat hy stuur sy engel, sy messenger, saam met hulle. En dit is hierdie Yahuwah wat van gepraat word, wat in hierdie pilaar saam met hulle beweeg het. Dit is die verteenwoordiging van Joshua se teenwoordigheid. En hy is so saam met hulle gegaan met die Exodus. So 'n pilaar verwys na Yahuwah se koningskap en regeringskap, en verwys spesifiek na Yahuwah self, maar soos ek nou gesê het, dit kan verwys ook na Yahushua, wat saam met Israel in die Exodus gegaan het. In 2 Konings 23 vers 3, net om weer te noem van hierdie, want van julle sal dalk nie verstaan wat ek bedoel nie. Ons wys julle nou net gou hierso. Beware of him and obey his voice, do not provoke him, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. He said, Behold, I send an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have prepared.
Hier sê Yahweh dat hy stuur Yahushua saam met hulle. So hierdie pilaar is Yahushua. Dis wat dit hier sê. En dat hy die vermoë het om hulle sondes teen hulle te hou, maar hy het ook die vermoë om dit te vergewe natuurlik. So dit weer eens verwys na Yahushua, hierdie engel. Jy sien maar net nog 'n engel nie. En ons kyk gou verder. 2 Konings 23 vers 3. And the king stood by a pillar and made a covenant before Yahuwah to walk after Yahuwah and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all their heart and all their soul, to perform the words of this covenant that were written in this book. And all the people stood to the covenant. Die pilaar is 'n voorstelling van Yahushua se teenwoordigheid by hulle verrigtinge. Dis hoekom die koning het by die pilaar gestaan toe hy die covenant maak, want hulle vir Israel was 'n pilaar. 'n Pilaar het beteken of was 'n verwysing na Yahuwah of Yahushua se teenwoordigheid. Want vir 40 jaar was dit 'n pilaar daar saam met hulle, met die Exodus. Dis hoekom dit 'n verwysing is na hulle teenwoordigheid. Top van die kolom is die kroon van die kolom. Vandag nog word dit so genoem, die kroon van die kolom. En ons gaan nou vir jou wys op die top van hierdie kolomme, of wat ook genoem word die kroon van die kolomme, wat is daar. Dit verwys na die vryheid. Okay, ons kyk gou hierso. Ek gaan maar net hierdie stukkie nog lees. Dit verwys na die vryheid van die vloek van sonde wat Joshua op homself geneem het. Die observasie van hierdie spesifieke plant wat die doringsvloek voorstel van Adam en Eva se sondes was oral in die 1000-jarige vrederyk te sien, om die mensdom te herinner wat Joshua vir hulle gedoen het, dat hy hulle vrygemaak het van hulle vorige sondes. So kom ons kyk nou gou na hierdie. Wat gaan ek nou eers wys? Ons begin maar hier. Ek net hierdie goed toemaak hier so, anders laas is dit 'n probleem gewees. Dan kan ek hierdie ander goed mee oopmaak hier. Want al hierdie ander dinge is oop. Ons try nou. So, hier is die Frederlies, of die 3 punte, dit is die Trabolos, of die 3 punt dorings waarna dit verwys. Weer eens, hier sien jy van die blare van die plant en die Trabolos. Daar ook, daar weer, en daar nog 'n voorstelling van hom, 'n kleiner, weer eens die Trabolos, of die Frederlies. Maar as verwysing na hierdie doringplant wat Jahwe as 'n vloek geplaas het op die aarde, as 'n gevolg van Adam en Eva se sondes. Julle kan hierdie video gaan kyk as julle dit in Engels wil sien, op 'n ander manier verduidelik. Hidden Truth, hierdie spesifieke video. Hy praat ook oor hierdie kolomme met hierdie blare daarbo en die doringbome, die doringbosse daar bo op die pilaar, wat die doringkroon voorstel op Joshua se kop. Weer eens 'n voorstelling van die plant wat lyk of hy druiwe dra, maar is 'n doringplant. Hier is 'n voorstelling van die blare van either een van die twee, van die Aristophanes of die Acanthus. Hier is maar die blare lyk van hier is die vy. En dan, as jy kyk op hierdie pilaar, hierso, sien jy daarso, uit die blom, hier ook, groei daar iets wat lyk soos 'n vy. Net soos wat Joshua gesê het in Matteus 7 vers 15 en 16, pluk jy vye van die Aristophanes, van thistles? Nee, jy pluk dit nie van hom, het lyk soos vye, maar dit is nie waar jy die vye gaan kry nie, nee. Die regte vye nie. En ja, so hierdie plant het gelyk of hy vye dra, soos ons daar sien, maar dit is nie vye nie. Dit lyk maar net soos vye. En dan ons weet hoe lyk die druiwe, maar gaan julle nou wys hoe lyk die druiwe op hierdie
ander plante. Nou, hulle wil vir ons sê vandag dat hierdie groot blaar plant is die acanthus, want hulle kan hom nie meer kry nie. Nou sê hulle maar net, hierdie groot blare ene is dit. Maar onthou, hulle het 'n kroon gemaak met daardie plant en het op Joshua se kop gesit. Nou het hulle hierdie groot blare gemaak, 'n kroon vir Joshua, dit sy hele gesig toegemaak het. Dis mos nou nie moontlik nie. Maar hulle moet mos nou 'n ander plant kies, want daardie plant kry jy nie meer op die aarde nie. Hy is heeltemal verwyderd. Ek sal nou vir julle sê, hoekom is hy nie meer op die aarde nie? Of 'n vers gee, hoekom nie? Kom ons kyk gou na die ander prentjies hierso. Van die plant wat soos lyk, of hy druiwe dra, hier is hy. Ek het sommer hier by my werk op van die geboue hierso vir julle afgeneem. Hierdie rankerige plant, soos 'n druiweplant, en dit lyk of hy druiwe dra, sien julle, maar hy lyk 'n bietjie anders. Het lyk of hy 2 lae blare het voor die druiwe is, voor daar druiwe is. Dieselfde daar, sien julle, het lyk of hy druiwe dra, maar hy lyk nie heeltemal dieselfde as 'n druiweplant nie. Dieselfde daar. En hierdie is die Adam, voorstelling van hom, die groen man. Lyk of haar sy snor blare is, en sy baard is blare, en sy hare, daarbo, lyk of haar is. Die ding is, dis mos Adam, ek het julle mos nou gesê wie dit is. Nou weet julle. Laat maar van die blare wat lyk soos die druiweblare. Kyk hier die skills wat die mense het met hulle hammers en bytels, né? Met hulle donkiekarre en hammers en bytels het hulle sulke goed gemaak. Ja, nee, ek glo dit nie. Hierdie is 'n 1000-jarige vrederyk geboue. En dis wanneer dit gemaak was. Maar soos op hierdie pilare sien mens sulke plante wat die doringkroon verteenwoordig. Baie mooi kerkie hierdie. Maar ek dink ek het nou hier gewys wat ek wou wys. Of weet ek? Nee, ek het nie. Kom ons gaan maar nou aan. Kyk verder. Ja, hier is 'n gebou daar nader aan my. Weer eens 'n voorstelling van die acanthus en die Aristophanes. Hierdie blom uitgroei daar iets wat lyk soos 'n vy. En hierdie blom sien jy oral op hierdie pilare ook. Hierdie is voorstellings van daardie dorings wat thorns en thistles wat jou op die aarde geplaas het wat 'n vloek was, en die pilaar stel Joshua voor. Hierdie is 'n kroon, die top van die pilaar word die kroon van die pilaar genoem, en dis waar jy die doringkroon kry, die thorns en thistles. Dit is 'n voorstelling van Joshua wat die prys betaal het vir die mense se sondes. En oral oor in die 1000-jarige vrederyk het die mense dit gesien. Elke dag, want al die geboue het dit gehaat. Al die geboue het die mense herinner, dat Joshua het vir hulle sondes betaal. Daar sien jy, as hy 'n bietjie ouer word, ek dink die ding, soos wat hy uitgroei, dan lyk hy so, die vy. En daar is nog voorstelling van daai blomme. Weer eens op die pilaar, sien jy daai acanthus en Aristophanes. Die thorns and thistles op die pilaar. Ja, dit is net amazing, né, hierdie geboue wat hulle so gemaak het. So gebou het. Baie van dit, ek glo seker maar alles van dit is gebou deur engele, nie mense nie. Die skill level is maar net te hoog. Kom ons begin maar onder by hierdie ene. Soos wat ek vir julle gewys het, so as mens hier uitkom by die stasie, dan sien jy dit. So, het is nogal nice om dit te sien as jy daar die stasie uitkom, uit die grond, onder die grond. Maar soos julle kan sien, hierdie gebou, hierdie pilare, daar op almal van hulle is die doringkroon daar. Die thorns and thistles op die pilaar, want dit stel die doringkroon voor wat op Joshua se kop is, wat die pilaar is. En dan staan nog op hierdie gebou ook, the earth belongs to Yahuwah.
to Yahushua and the fullness thereof. 'n dubbele verwysing na die 1000-jarige vrederyk op hierdie gebou. En hierdie, wat julle hier agter sien, daai gebou daar, dis waar ek werk. So ek so naby hierdie gebou. Hier is 'n pilaar wat 'n voorstelling is van daardie plant, wat daar nie meer bestaan nie. En ek sal nou vir julle nog sê hoekom hy nie bestaan nie. Hier is 'n pilaar en op hierdie doringkroon sien jy 'n gesig van 'n vrou. Ek glo hierdie is 'n verwysing na Eva, waardeur die sonde eers in die wêreld gekom het, en Yahushua, wat hierdie pilaar voorstel, het die sondes op hom geneem. Né? Dis wat dit voorstel, ek glo. Hierso het jy die bil kop by die kroon, want hulle het die bulle geoffer vir sondes, en Yahushua wat hierdie pilaar is, wat dit voorstel. Die pilaar stel Yahushua voor, wat die doringkroon op sy kop het, hy het die sondes op hom geneem. En dis hoekom jy die bil daar sien. En daar is weer eens daar die doringplant op sy kop, op die kroon van die pilaar. Weer eens die plant op die kop van die pilaar. Daar sien jy die plant weer, en dan ook 'n ram. En hierdie het my laat dink aan wat die Bybel van praat. En hierso in the Bible, specifically in the book of Leviticus, the scapegoat is a goat that is designated to carry away the sins of the Israelites, and is released into the wilderness on the Day of Atonement. Nou, dis die goat voor Azazel. En ek dink sekere kringe glo hulle dat Azazel is die een wat seks gehad het met Eva. En dis hoekom ek dink hy genoem word the goat of voor Azazel. En dis wat daardie prentjie voorgestel het, waar ons nou was, hierdie ene. Goat of voor Azazel, hierso. Het stel die sonde voor van Israel wat Yahushua op hom geneem het, né? Want hy die pilaar stel vir Yahushua voor. En hierdie is die doringkroon. En hy die sondes op hom geneem, hy die vloek op hom geneem. Amazing. Dit is 'n herinnering aan die mense van die 1000-jarige vrederyk, wat Yahushua vir hulle gedoen het. Wat hulle koning vir hulle gedoen het, want toe het hy mos regeer as 'n koning op aarde. Dieselfde, daai plant, die doringplant op die kop, weer eens doringplant, en daar kan jy sien, dit lyk soos druiweblare, en ook hierdie ander tipe blare van die doringplant. En daai blomme, wat daar uit groei goed, wat lyk soos vye. Ja, en dit was die laaste een wat ek julle daar wou gewys het. Soos ek sê, dit is die plant wat hulle dit sê vandag is, maar dit is nie, dis nie hoe hy lyk eers nie. Hy het glad nie so gelyk, hè. Nou, wat sê die Bybel van hierdie plante? Jesaja 10 vers 17. And the light of Israel shall be for a fire, and his holy one Yahushua for a flame, and it shall burn and devour his thorns. Die acanthus, het sal dit verbrand, het sal dit vernietig, verwyder. Het verwys na die acanthus plant, and his briars in one day. Dit sê dat Yahushua soos 'n vuur hierdie thorns en thistles gaan vernietig, verwyder. Fisies het dit. Hierdie plant kry jy nie meer op die aarde nie. Hulle kry nie meer hierdie plant nie. En dis hoekom hulle gebruik na daai ander plante en sê, o nee, dit is nou die acanthus hierdie ene, maar hy lyk nie eers soos hierdie plante wat op hierdie geboue sien nie, want hierdie plante is verwyderd, want hierdie plante is geplaas op die aarde as gevolg van 'n vloek. En toe Yahushua die vloek weggeneem het, toe word daardie plante weer weggeneem, daardie twee plante. Amazing, né? Thorns and thistles, hierdie spesifieke acanthus en Aristophanes. En dit is die openbaring wat ek met julle wou gedeel het vandag oor hierdie plante. En baie mooi, né? Baie mooi, wat Yahushua vir ons gedoen het. En op die gebouw, soos hierso sien jy ook dan Yahushua 'n voorstelling van hom wat regeer.
En daar goeders om hierso is voorstellings van die oorvloed wat daar is. En jy kan sien van hierdie mense is betrokke by die gebou van die geboue en betrokke by verskillende goed. Daar's ook 'n prentjie van 'n heuning daarso, 'n heuning wat baie voorstel daarso. Alles verwys na vrugbaarheid. Hier's 'n boot, hulle travel wêreldwyd, hy regeer wêreldwyd. En dan hierdie twee slange wat so spin met die vlerke en sovoorts. Ek glo dit verwys na elektrisiteit. En hoe hulle dit opgewek het, is maar iets soos hierdie slange wat so gespin het in die ronde, in die torings van wat ons kerke noem vandag. Dit is rooi mercury gewees wat het so gespin het en dan wek het krag op. Dis ook om hierdie koepels van hierdie ou gebou wat die krag opgewek het, is 'n metaal gewees, soos 'n koper byvoorbeeld. Miskien was hulle oorspronklik goud gewees, maar van hulle dink was maar anyway koper. En vandag nog gebruik ons koper met elektrisiteit. En dit is maar om die etherons uit die lug uit te trek, die ether, waaruit jy krag kan trek. Jy kan uit die lug uit krag trek en hulle het dit op groot maat gedoen en krag so uitgetrek uit die lug uit in die geboue in en krag voorsien aan die hele dorp deur hierdie kragstasies wat ons kerke noem vandag. Ja, hulle het alles verdraai mense. Nou op hierdie geboue sal julle ook partykeer goeder sien wat evil lyk of nie mooi lyk nie. Wat julle moet onthou dat hierdie kennis van hierdie uitvindsels het in die hande geval van die slegte mense nadat Joshua en die gelowiges, die heiliges, hulle self verwyder het van die aarde af of van die area af waar ons nou is. En toe hulle verwyder is of toe het al hierdie uitvindsels agtergebly vir Lucifer en sy gesande, die vrye mense, ek gaan nie hulle volle naam noem nie. En daardie organisasie, die vrye organisasie, hulle toe oorgevat en hulle natuurlik alles gedoen wat Lucifer wil hê. En hulle kon ook van hierdie goed maak toe, want daardie kennis het agtergebly. So wat ons hierso sien, van hierdie geboue het hulle ander goed deur die bo op die gebou sit van kaal mense wat kalerig lyk en so aan. En dit is geplaas glo ek tydens die Renaissance periode. Die periode net na Joshua hulle onttrek het van uit die area van waar ons is op die aarde. Toe het tydens die Renaissance die mense verskriklik gerebelleer teen Joshua en enigiets Christelik. Die rede natuurlik daarvoor, die slegte mense het agtergebly. As jy lees na die hagiografies van die Romeinse biblioteke, dan kom jy agter dat al die gelowiges wat op die aarde was, net voor die einde van die 1000-jarige vrederyk, het moes geloop het na die Noordpool toe, area, waar die stad was op daardie punt in tyd, en daar was land bridges gewees wêreldwyd, wat almal kon wêreldwyd daar uitkom as hulle wou, en hulle moes gestap het baie ver, om daar uit te kom, sodat hulle nie agterbly as Joshua verwyder nie, as hierdie stad van hom wegvlieg uit hierdie area uit nie, want onthou, sy stad kan ons vlieg, hy is sy berg Sion, net soos ons lees in 2 Esdras 13. Hy kan vlieg. So voordat hy vertrek het hy vir hulle laat weet, die wêreldwyd, die gelowiges kan kom. En toe moes hulle daar die journey maak. En die wat agtergebly het nie belang gestel in wat Joshua voorstaan nie. En hulle het gerebelleer. En so al die slegte mense het agtergebly natuurlik. En so dit was erg en baie sleg en enige gelowiges na dit het hulle sommer vervolg, onthoof en so aan, en ek dink van daardie mense is ook van ons voorouers wat gevlug het Suid-Afrika toe, want hulle wou nie onthoof word nie, want hulle het geglo, né? Hulle was nie so goddeloos soos die ander nie, en toe moes hulle vlug om te kan bly leef, en duisende mense is doodgemaak in daardie tyd, in die Renaissance, en soos deur Pope Innocent, hy was glad nie innocent nie, hy het miljoene mense
seker maar duisende mense, honderde duisende mense doodgemaak. En Lucifer het toe moes nou maar weer oorgevat. Ja, en toe het hulle op hierdie geboue allerhande soos gargoyles gaan sit en allerhande evil goed gaan sit om dit sleg te maak. Dit wat goed was en mooi was, het hy toe gekom om sleg te maak. En dieselfde maar met hierdie klokke wat hulle afgehaal het en gekraak het, die wat hulle nie kon afhaal nie, wat te groot is. En dan het hulle dit gebruik as koels in die kanonne om te gebruik in die oorlog, né? Dan skiet hulle die ouens met daardie selfde klokke wat hulle toe nou in die vorm van koels gemaak het. Dit wat ten goede was vir die mensdom, het hulle ten slegte gebruik. Dit wat lewe gebring het, het hulle toe gebruik om dood te maak. Amazing, né? Hierdie goeters is baie diep dinge. En ek dink hierdie video is nou al baie lank ook. Wag, hy is nie. Hy voel baie langer. Ek voel of ek al 50 minute lank hier praat. Maar ek wil julle nie te lank ophou nie. En ja, dit is maar waaroor ek wil gepraat het vandag. So as mense slegte goed sien, is dit nou maar, dink ek, waar hulle die slegte mense toe hulle goed daar bygesit het by die geboue na die 1000-jarige vrederyk. En ja, dis dit. Daar is so baie goeders daar buite, mense. Daar is regtig baie informasie. Ek dink ek sal eers by alles kan uitkom van hierdie tydperk, 1000-jarige vrederyk, en bewyse daarvan en so van. Daar's baie broodkrummels. Maar ek dink ek het al baie van dit behandel in elk geval met julle genoeg. Ek dink genoeg behandel al met dit, van dit. En ongelukkig in Suid-Afrika sien mense so baie van dit nie. Ek het vir interessantheid gekyk vandag na die stadsgebou in Pietermaritzburg, die rooi steengebou. Hy was die grootste rooi steengebou in die suidelike halfrond in die wêreld in die 1900s. Nou, hulle wil vir ons kom sê, daardie gebou is gebou in 'n paar jaar van 1900 af, oorspronklik 1895 dink ek, 1893, en toe is hy Kamsdag afgebrand, 95, toe herbou hulle hom in 1900, tot, ek weet nie wanneer, 1903 of soets. Maar die feit van die saak is, wat het gebeur tydens 1900s, die Tweede Wêreldoorlog? Nou wie dit, Tweede Wêreldoorlog, die Tweede Boereoorlog. En nou wie die plek gebou dan, is die boere so besig was om te beklei. Ja, nee, ek wonder ook, jong. Ek wonder wie daai gebou, die grootste gebou in die suidelike halfrond, Rooiklip gebou, het iemand gebou wat available was, wat nie gefight het in 'n oorlog nie. Ja, hulle stories lyn nie altyd so lekker op met die tydlyn of wat gebeur het tydens daardie dinge nie. Partykeer sit hulle net goed daar in die history books en dan as jy bietjie jou proper research gaan doen, dan kom jy agter, nee man, dit maak nie eers sin nie. Of dit bots met ander dinge. Net soos nou met hierdie Tweede Boereoorlog, wat daardie gebou, die bou daarvan bots met die Tweede Boereoorlog. Dus hoekom ek sê, wie sou dit gebou het? Maar in elk geval, hier waar ek is, sien mens baie meer van hierdie goed. En mens sien dit baie minder in Afrika en Suid-Afrika. Wat mens wel sien in Suid-Afrika oral, ek het agtergekom, is die kragstasies, wat hulle kerke noem. Die 1000-jarige vrederyk kerke, wat kragstasies was. Jy kry dit oral oor en dan kry jy so 'n klein settlement van 'n dorpie, of as jy dit 'n dorpie kan noem, partykeer is dit maar net 'n paar shacks, lyk op soos shacks met so 'n pragtige kerk, met so 'n klomp huisies so om hom. En ja, ek glo daai was alles ook maar kragstasies, want daar was krag, elektrisiteit wêreldwyd gewees, vir almal, selfs in Afrika. Maar ja, dis maar dit. Geniet julle dag verder, ons sal volgende keer aangaan met 'n ander onderwerp. Totsiens.